Ja, welkom by hierdie videoetjie. Hier gaan ons, soos wat in die beskrywing geskryf word, is dit 'n verhouding of word ek in 'n trap ingelei? Dit is een van die baie belangrike dinge wat 'n mens deesdae moet vra. So, hoe bou ons 'n gesonde verhouding en hoe verstaan ons die natuurlike ontwikkeling daarvan? Die probleem kom met ons vinnige wêreld waarin ons lewe. En baie mense gebruik hierdie proses van iets vinnig kry om intimiteit in 'n verhouding te bou. Hoe kom ons dit agter? Wat is die gevaartekens? Is iemand half desperaat is om goed vinnig te laat gebeur? Onthou, niks wat die moeite werd is gebeur vinnig nie. Hulle kan jou dalk druk om alles dadelik oop te maak. Hulle wil alles van jou weet. Hulle wil elke detail van jou dag weet. Hulle dwing jou om diep persoonlike inligting te deel. En weet jy, dit kan dalk 'n bietjie oorweldigend voel. En dit kan ook lei tot 'n baie ongemaklike gevoel, veral aan die een kant. Ja, ek hou van die man, ek hou van die vrou, maar sy wil nou heeltemal te vroeg, heeltemal te veel weet. Nou, een van die mees algemene patrone wat ek sien, veral in mede-afhanklike verhoudings, wanneer albei dieselfde ding soek, is dat hulle die tydlyn van die verhouding probeer verkort. Hulle probeer te veel in 'n kort tydjie insit. In plaas van daarvan om die verhouding natuurlik oor tyd te laat ontwikkel, word belangrike stadiums van verhoudings gehaas. Byvoorbeeld wat oor 6 maande tot oor 'n jaar moet ontvou, wat 'n reis van kennismaking tot intieme sielsgenote vlak verbintenis toelei, kan in 'n paar dae of 'n paar weke ingedruk word. Dit is nie die manier hoe 'n verhouding ontwikkel nie. Nou, hier is wat tipies gebeur in 'n mede-afhanklike verhouding. Dit wil sê die vinnige stoot na intimiteit. Binne 1 tot 6 dae is daar 'n dringendheid om jou vasgevang te kry. Nou, dit kan diep gesprekke oor lewensplanne, emosionele belydenisse of selfs vermoë of vroeë verklaringe van liefde insluit. Soos binne die eerste week of 2 nadat iemand ontmoet is, ek is vreeslik lief vir jou, ek het hierdie slegpunte, ek het daai slegpunte, en jy wil hê die ander persoon moet dit vir jou ook vertel. Die volgende ding, die tweede ding, is druk vir fisiese intimiteit. Kort nadat jy al hierdie blootstellings gemaak het, is daar dikwels 'n push, 'n stoot vir fisiese nabyheid, insluitend seks, wat natuurlik 'n probeerslag is om die verhouding te versterk. Maar gewoonlik is dit nie 'n baie goeie plan nie. Dit is bewys dat hoe vinniger jy saam met iemand slaap nadat jy hulle ontmoet het, hoe vinniger sal daardie verhouding opbreek. Dit gaan nie baie lank hou nie. 'n one night stand, moenie dink dis die liefde van jou lewe nie. Goed, die ander ding is die verhoudingsstruktuur word versnel. Nou, sodra ek nou alles van jou weet, ons het nou klaar saam geslaap, nou skryf die druk na die skep van 'n gestruktureerde verhouding. Nou moet ons saam intrek en ons moet saam rekeninge begin betaal, lewensverpligtinge word nou gedeel. Nou, hoekom gebeur dit? Baie mense sukkel met die ongemak van die onbekende stadium van 'n verhouding. Hulle is tog so bang hulle verloor iemand, hulle het nou so lank gewag, nou kom iemand op hulle pad verby en nou klou hulle desperaat daaraan vas. Hulle wil versekering hê dat jy ten volle aan hulle verbind is. En hulle probeer die tempo waarop goed gebeur, beheer, om enige twyfel oor hierdie hele posisie of hulle posisie dan uit te skakel. Ongelukkig kan dit 'n dinamiek skep wat geforseerd of manipulerend voel. Dit voel vir jou of iemand jou manipuleer in 'n situasie in waar jy ongemaklik voel. Nou, die belangrikheid van geduld en gesonde verhoudings is om dit oor tyd en geleidelik te ontwikkel. Dit neem regtig tyd om mense werklik te leer ken, om te sien hoe hulle in hulle lewens opdraandes hanteer, hoe hulle afdraandes hanteer, hoe hulle kommunikeer, hoe hulle ander mense behandel, om te jaag, ek sien die mense hierdie goed raak nie. Soos die ou mense gesê het baie keer, the longer you get to know somebody, the less you like them. So, in die geval van, om het met 'n onbekende persoon al jou geheime te deel, dadelik in die bed te spring,
oor 4 weke in te trek, besluit om te trou, en ewe skielik vind jy jouself in 'n warrelwind van goed wat jy glad nie meer wil hê nie, en dan die hele ontploffing en emosionele druk en verwagtinge wat onrealisties was, wat nou die bodem van uitval, veroorsaak ongelooflik baie probleme. Dis totaal onnodig. Moenie in hierdie trap val van iemand wat jou druk om in 'n verhouding in te gaan, om al jou geheime vir jou vir hulle te vertel nie, om dadelik met hulle te slaap na 'n week of 2 of selfs die eerste aand nie. En moenie begin praat oor kinders of rekeninge deel of jou PIN-nommer met iemand deel of enigiets soos daai goed, dit is sommer nonsens. So, ek sê baie vir my kliënte, 'n sterk blywende verhouding neem 6 maande tot 'n jaar om te groei. En in hierdie tyd moet jy kyk na hoe verenigbaar julle is. Het julle gedeelde waardes? Het julle dieselfde belangstellings? Is daar wederwysige respek? Die ander ding is vertroue. Onthou, vertroue groei deur konsekwente optrede oor tyd en nie deur druk of eise nie. Soos jy gaan nie vanaand uit nie, want jy gaan nou weer rondkyk vir ander meisies, daai tipe ding. Of jy gaan slaan 'n ander ou wat net na jou meisie kyk. Man, weet jy wat? Groei 'n bietjie 'n ruggraat. As die meisie dan vir iemand anders wil hê, laat haar dan nou gaan. Maar jy kan nie iemand gaan slaan wat na jou meisie kyk nie. Hoe insecure is jy nie, as jy daai tipe ding gaan doen nie. So ja, daar is iets wat jy daarin kan doen. En ek sien te veel mans wat mekaar slaan, terwyl 'n meisie rustig in die hoek sit iewers. Terwyl sy met iemand gepraat het wat nie eers geweet het sy is 'n verhouding nie. Ek bedoel, maak dit enigsins sin. Dit vertel meer van jou as 'n persoon, as 'n slaaner, as enigiets meer. As ek die meisie is, sou ek jou net daar en daar gelos het. Want ek kan sien die aggressie en die totale irrasionele manier waarop jy dink. Waar kom dit vandaan? Kom dit uit die swart gangsterkultuur van Amerika af? Kom dit uit die hip-hop beweging uit? Kom dit uit 'n kriminele agtergrond uit? Dink jy dalk meisies hou van bad boys? Wel, party meisies is aangetrokke daarvoor, maar glo my, hulle gaan nie met jou trou nie. Tensy hulle baie desperaat is nie. Meisies soek mense wat stabiel is, nie net emosioneel nie, wat stabiel is in hulle werk, wat stabiel is in hulle optrede, wat stabiel is in hulle aggressie levels. Want net soos wat hy 'n man gaan slaan wat na sy meisie kyk, gaan hy, sodra jy binne 6 of 7 weke by hom ingetrek het en jy wil nie maak wat hy sê nie, gaan hy vir jou 'n klap gee. So meisies, wees versigtig. Ouens, wees versigtig vir meisies wat te veel te vinnig wil hê. Hulle is al te lank single en hulle is desperaat om nou ewe skielik iemand te kry. So wees rustig. Die ander ding is, laat kwesbaarheid natuurlik ontvou. Diep emosionele intimiteit vereis 'n fundament van veiligheid en wederwysige begrip. So ja, as jy agterkom dat iemand te veel druk op jou sit, is dit moeite werd om 'n stapie terug te neem en te dink, wat wil hierdie mense hê van my? Soek hulle 'n verbinding met my omdat hulle bang is om alleen te wees? Probeer hulle 'n verhouding verseker voordat jy die kans gehad het om hulle ten volle te evalueer? Dalk is hulle bang wanneer jy hulle beter ken, jy nie meer van hulle gaan hou nie. Nou hierdie patrone van goed is alles red flags vir mede-afhanklikheid of onsekerheid. So, 'n paar wenke vir die bou van 'n gesonde verhouding. 1. Stel grense. Dit is heeltemal reg om te sê, ek is nog nie gereed om hierdie inligting met jou te deel nie. Of ek het meer tyd nodig om te dink hieroor of om te wonder hoe ek voel. Ek is nog nie seker nie. Die tweede een is, kommunikeer oop. Deel jou verwagtinge oor die tempo van die verhouding en luister na hulle sin. Soos, hoe vinnig wil jy hierdie ding moet ontwikkel? Wow, stop die bus net hier. Ek kan nie nou met dit nie. Dalk moet ons later weer probeer. Ek is nie gereed hiervoor nie. Die ander ding is, geniet die reis. Omhels die vroeë stadiums van mekaar en leer ken mekaar sonder om te jaag of om die verhouding te definieer. Soos op Facebook. It's complicated. Single.
in a relationship, engaged, married, who cares? Weet jy wat? Dit is nie 'n klop op die skouer vir jou om te sê, kudos vir jou, jy het nou 'n meisie nie. Watter tipe meisie het jy? Kudos vir jou, jy het 'n ou. Watter tipe ou het jou? Weet jy, die alleenlopers is baie keer die wat die mees gebalanseerde mense in die wêreld is, die wat spring van een verhouding tot die volgende, tot die volgende, tot die volgende, wat die heeltyd dikbek rondstap en loop stukkies optel, die scraps optel wat niemand wil hê nie, en dan ewe skielik wil intrek en 'n verhouding begin. Mense, daar is fout hierbo. Kanselleer alles, delete alles waarin jy glo en begin van vooraf. Ek kan vir jou sê, die gesondste verhoudings is die waar al twee partye vry voel om hulle self te wees, sonder onrealistiese tydlyne, en onthou om dit stadig te vat. Dit is nie 'n gebrek aan toewyding nie, dit is 'n teken van respek en die proses en vir mekaar. Jy moet dit stadig vat. Die laaste hiervan is, ek sien dit in ons dorp, ek sien dit oral, ek sien dit op my online kliënte en al hierdie plekke. Wanneer hierdie verhoudings uit mekaar uitval, raak dit lelik, want verwagting was nooit vooruit gespel of bespreek nie, en daar word soveel gif van mekaar gestrooi onder die gemeenskap, die een het nou weer dat gedoen, daai en daai gedoen, en die verhoudings in die dorp is entangled. Dit wil sê, as ek kwaad is vir jou, dan moet my vriendin ook kwaad wees vir jou, nie net my vriendin nie, my ma moet vir jou kwaad wees, my pa, my boetie, my sussie, my hele familie moet nou laer trek teen jou, en jou probeer vernietig in 'n dorp, of in die dorp. Grow up. Grow up. Ok, dis al wat ek te sê het hier. Dis maar 'n klein deeltjie van die hele klomp goedjies wat ek wil doen vir 2025. Wonderlike dag. As julle nog meer van hierdie video's wil sien, like en follow dit maar hieronder. Die ander ding is, as julle wil, kan julle subscribe, want ek gaan 'n hele klomp goed vir 2025 doen. Ja, new days, new thumbnail, new topics, en ja, wonderlike dag, en dankie dat julle hier gekyk het. Ek hoop dit help, en maak asseblief 'n few comments op hierdie ding, dat ons kan kyk of dit, of enigiemand al deur so 'n spesifieke situasie gegaan het, en hoe dit uitgedraai het. Lekker dag, bye.